lekker, dit is vir my lekker, Paul, om saam met jou en Ansie hier te sit. Julle is nou ou Middelburgers, en julle kom 'n klomp jare in die klub. Ek weet nie hoe lank, Paul, hoe lank is jy in die klub al 25 jaar. 25, Ansie, jy? Ja, ek het begin golf speel in 2020, so is nou 5 jaar wat ek regtig aktief Jy is eintlik vars, net. Ja, maar ek het my kant gebring, hoor, ek was genoeg hier. Okay, jy sien, dit is lekker om te sien hoe vroue golf gegroei het oor die afgelope klomp jare, en ek dink, jy was 'n deel van die resep gewees wat dit moontlik gemaak het, en ek het al baie keer gewonder, wat is dit wat dit vir julle moontlik gemaak het om vroue golf te groei in die klub? Maar die ding is, ons, eerste van alles het ons 'n paar vrouens gehad in die begin, en meeste van die vrouens wat hier gespeel het, was maar mansgolfers, wat hulle vrouens saamgebring het om saam met hulle golf te speel. Ja. En ons het probeer om 'n meer familievriendelike klub te probeer stig, en meer dames betrokke te kry, en die fasiliteite vir die dames ook so te maak, dat dit vir hulle ook aanvaarbaar is. Ja. En met die jeug en goed wat ingekom het met ons jonger dames, jonger golfers wat begin presteer, dink ek het dit net van krag tot krag gegaan. Ja. En die vrouens het regtig hulle deel bygedra aan hierdie klub. Ja, Ansie, so is dit wat julle ervaar Ja, in dit die is klub? definitief, ek dink Middelburg Country Club het meer 'n gevoel geskep van om dit meer familievriendelik te raak, en dit is die gevoel wat 'n mens wil hê, jy moet welkom voel en jy moet tuis voel, dit moet nie net gaan oor professionele golfers en mansgolfers nie, dit moet 'n familieaktiwiteit wees, en as jy wegstap, moet dit nie eintlik net vir jou gaan oor die golf nie, maar dit gaan oor die tyd wat jy spandeer het met jou familie. Absoluut, nee. Ja, en dit is wat die mense wel gekry het. Ja, ek dink ons sit met 'n ongelooflike bate in die dorp. Ek dink baie keer, ons sit met die laaste bastion van dis amper so 'n gemeenskapssentrum. En dit verleen hom eintlik tot ongelooflike lekker familieaktiwiteite. As ons dink hoeveel mense om die baan stap op 'n daaglikse basis, hoeveel families kom speel padel en so aan, en ek dink dit is deel van ons dryfbou vir die volgende paar jaar om hierdie meer familievriendelik te maak, en dit vir families lekkerder en veiliger te maak. En so het ons nou 'n klomp projekte geïdentifiseer wat ons nog in hierdie jaar wil afhandel. Juist om dit vir die vrouens beter te maak. Angela gaan nou 'n bietjie gesels net oor die locker rooms en so aan, maar onder andere wil ons die restaurant wat op die oomblik 'n bietjie van 'n seeroog is, wil ons vorentoe skuif. En ons wil hom in die voorste konferensielokaal sit waar jy lekker view op die baan het en mense met hulle families op 'n sonnaandoggend lekker kan kom eet. En waar dit selfs lekker sal wees om in die aand te kom eet. Ek dink dit kan 'n nice bydrae maak en 'n lekker toevoeging tot die familie, wat noem jy dit, familiegeleentheid, nee. Nee, verseker. Ja, jy weet, jy praat nou van die stappers op die baan, die mense wat hier kom stap sommer net om die baan in die middag veral. Ja. Ons het ook nou Run Walk for Life betrokke gekry om ook hier te kom hulle Run Walk for toernooie of noem dit wat jy wil hier te kom aanbied. Ja. Maar die oorspronklike plan met die mense wat hier kom stap het, want hier was nooit stappers toegelaat op die baan nie. Yes. Ons het dit ook oopgemaak vir die stappers om in te kom om bietjie meer vir die mense buite te kan dat mense wat nie noodwendig hier lede is en dat hulle ook kan sien wat ons vir hulle kan bied. Ja. En ek dink dit het ook bygedra ook tot die dames se groei in die golf en die groei in ons lidmaatskap ook. Ja. Dat mense van buite af hier inkom wat glad nie lede is nie, wat net hier kom rondstap en sê maar hierdie raak nou vir hulle 'n aanvaarbare plek om te wees. Kyk, as jy vrouens betrek by 'n sport, dan kom daar altyd ekstra voordele saam. En ek dink een van die voordele wat gekom het is daar nou ekstra badkamers op die dit maak 'n groot verskil. Ja. Is daar genoeg badkamers dink jy, Ansie? Op die baan. Ja. Ek voel op die eerste 9 kan dit doen met nog 'n fasiliteit. Okay. Op gat 6 het julle nie beplan om so iets te doen nie, ja. En ja, as 'n mens net daai op gat 14, 15 kan opgradeer. Ja, sal wonderlik wees. Ja, so ons plan is om 1 September lekker golfdag aan te bied. Die sentrale komitee gaan hom aanbied en ons wil daai dag wil ons volmaak. Paul, hoeveel kan hy 144? Jy kan 144 spelers akkommodeer in so 'n dag, ja. Ja, so ons wil eintlik almal van julle wil ons uitnooi om te kom inskryf vir die dag. Dit is R1000 per speler, so R4000 vir 4 bal. En dan het ons geleentheid op al die bobbe om sponsors in te trek. Ek dink die myn sponsor is reeds geneem vir R50000. En manne, ek weet wie besighede in die dorp. Ek weet dis 'n klomp ouens in
en die klub wat geld het, so moenie skaam wees nie. Kom ondersteun ons asseblief en kom maak 'n verskil. Ons wil die klub nog meer gebruikersvriendelik vir families maak. Ons wil dit vir die vrouens lekker en veilig maak. Ons wil die restaurant vorentoe skuif, die badkamers opgradeer. En dan is daar 'n projek wat ons nou met Billy oor sal praat oor die drying range en met Angela oor die locker rooms. Dat ek dink 'n lekker groot bydrae kan maak vir hierdie jaar as hierdie projekte alles kan deurkry, want ons sal 'n groot stap vorentoe gevat. En dan het ons 'n klomp planne vir die volgende 5 na 7 jaar wat ons nou net vinnig oor sal gesels wil. Dis reg, ja, ons het groot planne vir die volgende jaar. Ons groot probleem altyd is maar finansies. Yes. Om hierdie projekte te run en al die projekte deur te kry. Ja. En hierdie golfdag wat ons nou van praat, dis sulke tipe goede wat ons moet doen om borge in te kry om daai projekte moontlik te maak. Yes. So hoe meer mense gaan deelneem aan die golfdag en hoe meer borge ons kan inkry, hoe vinniger kan ons hierdie klub opbou tot die tipe klub wat ons graag wil hê. Absoluut. Ons sê dankie. Ek Okay, dis 'n waardeer, groot plesier. is daar iets wat jy dink ons mis, wat ons kort, wat nog 'n bydrae kan maak om dit vir die vrouens en die families beter te maak nog? Of weet jy wat Joop, ek dink in elk geval julle visie is op die regte plek en dit is waarna almal maar streef is om dit meer 'n familievriendelike ruimte te skep vir almal waar almal welkom voel, waar dit nie noodwendig net vir pro-golfers of vir mans is nie. Ja. So ek dink die beweging neig na die regte kant toe. Ja. En ons is Ja. dankbaar daarvoor. Dankie vir jou daarvoor. Nee, dankie vir julle Paul. Julle het begin. Ja. Ja, dankie. Ja, is maklik om 'n projek te begin. Dit is nie altyd maklik om klaar te maak nie. Yes. So ek dink met die span wat ons op die oomblik het en die gewilligheid wat ons het van ons lede en ons mede-komiteelede en ons bestuur, dink ek gaan ons hierdie ding kan dryf tot op 'n punt toe. So as almal kan bydra, dink ek gaan ons 'n groot sukses daarvan maak. Ag en op die einde van die dag gaan dit oor die gemeenskap van Absoluut. Middelburg wat daarbey moet baat Yes. en ek dink dit is wat Middelburg as gemeenskap moet besef. Dit is nie net Middelburg Country Club lede wat hier uit gaan baat nie. Dit is vir die hele dorp 'n voordeel. Right, en dan het ek nou by my Billy. Billy, jy's daar van die Suid-Kaap. Jy's nou nie aangestel as die GM. Dit is my baie lekker om jou hier saam met ons te hê. Die bietjie ervaring wat ek nou saam met jou gehad het oor die laaste 2 weke sê vir my dat jy nog ongelooflike groot goed gaan vermag. Ek hou van jou bestuurstyl en ek kan sien dat jy vinnig 'n impak gaan maak. Dis ons lekker om jou by ons te hê en 'n bietjie vars view op van die goed te kry. Angela, jy is nou hoe lank 'n lid hierso? I think about 30 years. Wow. I've been a Okay. member for a long, long time. Haven't Yeah. played at golf for that long, but I've been around here for many, many years. Ja. Dit is iets van Middelburg wat nogal besonder is hoeveel van die ouer garde in die dorp betrokke bly by hierdie tipe gemeenskapsprojekte en hoeveel van die kinders weggaan, hulle gaan swat en hulle kom terug. En hulle kom ploeg weer terug in ons dorp in. En ek dink dit is min plattelandse dorpe wat dit het. So eers dankie vir julle. Ek dink jy het nou die klub al oor 30 jaar gesien verander en so aan. Wat is jou ervaring van die klub huidiglik? So I've seen a huge change in the club in the last few years. It has just grown so much, mostly because of the women and the families that are now involved. It really is a place that one can come to feel comfortable, enjoy the facilities that it has to offer. Yeah. Very excited to hear that there are going to be changes like the restaurant coming forward. I think that'll be a huge improvement. Yes. And I think it has become a facility that people use more. We often come, in fact, daily come and walk around the golf course. It is Yes. fantastic. Summer, winter, we can use it. Ja. We often spend the evening and after golf we'll sit and have drinks or go and have a meal, and that's Yeah. really, really nice. And I'm looking forward to the improvements because I think we'll use it much more. Ja. Ja. So Ja. for me, it's just going from strength to strength. Ja. Die locker rooms van die dames is oor die afgelope klomp jare 'n probleem gewees. Billy, en ek dink julle het 'n plan nou daarmee, as ek dit reg het. Yeah, obviously we identified that it's a bit of a issue, but hidden away up in the corner there. So the suggestion, or not the suggestion, what we will be implementing now was to basically split the old men's locker room with the men taking the left half and the ladies taking the right half. I think the proximity is a bit more ladies friendly. And again, I think it will be a bit more modern. We'll get the standards right. And that, I think, fits into the image that we've got for Middelburg Country Club going forward, yes.
I think that'll be wonderful. I think that's a very necessary improvement, and I think it's going to make a big difference. Wat dink jy in jou gedagtes sal die plek nog meer familievriendelik maak? I think a restaurant that's more accessible, Mm. where people can be sitting close, not far at the back, and it's sort of Yeah. part of the club. I think that'll be one of the things that will make it Yes. more accessible and more family orientated. I think just by encouraging the walking and, as you said, using the area for evenings when people can walk around, and for the walk for life that's Yeah. being used here, I think that's also going to encourage families to use it more. Yeah. Okay. Yeah, Middleburg Country Club, I mean, in my short time here, is such a big community. It has such a big community offering to give Middleburg as a town. And I think it's important that we emphasize on that going forward. And, you know, even if it needs to be, create new walkways, pathways for cyclists and include everybody. So we're definitely moving into that direction. Ja, ek dink iets wat Billy geïdentifiseer het en ek dink wat 'n baie groot verskil kan maak going forward is die driving range. En ek dink die rol wat dit kan speel in jeugontwikkeling. Billy, ek weet nie of jy vertel ons net so 'n bietjie van Yeah, so obviously, you know, from a golfer's perspective, any facility like a driving range is very important. You know, it's linked so closely to golf. And I think the project started out with obviously putting a facility there that's, well, state of the art firstly, and then also to link it with your traditional things like golf development and that sort of thing. So obviously it's a delicate matter, any form of golf development. Junior golf is not always that welcome at all, well, at too many golf clubs, but it's definitely an area that we want to focus on and improve on, the golf development and the junior growth. And the facility obviously will also service all male and female golfers, better practice facilities, chipping green, putting green, coffee shop, kiosk, you name it. So again, it's going to be a lovely addition to the country club. Ja, ek dink die coffee shop wat ons in gedagte daai het, kan ook 'n groot verskil vir families maak. Dit is ons weet hoeveel families stap ook in hierdie omgewing rond. En om 'n nice coffee shop daar te hê vir alles as boetie kom, golfballe staan en mamma wag vir hom. Dan is daar 'n plekkie waar sy kan sit en ons wil 'n speelparkie vir die kinders daar langs aanbou en so. So ek dink dit is ons sal ook 'n video share van hoe ons envision hierdie fasiliteit gaan lyk, maar ek dink dit kan 'n groot verskil maak. So ons is baie opgewonde oor die pad vorentoe. Ek dink ons sal begin volgende jaar sal ons weer so 'n video maak en ons sal julle vertel wat is ons planne vir volgende jaar. Maar so sal ons opvat jaar vir jaar en ek weet net ons het die ou man in die dorp nodig. En ons het almal wat kreatief kan dink en almal wat planne kan maak en almal wat 'n bydrae kan maak het ons nodig. So ek wil regtig die besigheidsouens in die dorp ook uitnooi om betrokke te raak. Kom maak 'n skenking, kom skryf 'n vuurbal in. Kom borg 'n deel van die dag. Billy, ek weet jy het ook 'n plan dink ek met besighede. Jy kan miskien as die tyd reg is kan jy 'n bietjie gesels oor. Ja, so die konsep agter die partnership program wat ons nou basies wil hê is jou ou vorm van borgskappe wat tradisioneel plaasvind by 'n golfklub en by Middelburg Country Club soos dit maar hier was oor die jare. So wat ek graag wil inbring is net 'n bietjie van 'n standardization soos hulle sê in Engels, waar elke borg effektiewelik begin as 'n partner van die klub. En ons wil van ons kant af ook 'n bietjie teruggee vir borge, vir mense wat help met die klub vorentoe vat. En ek dink die partnerprogram is 'n baie mooi platform om van die klub se kant af op ons platforms, websites, social media en digitale borde wat ons gaan inbring, tradisionele borde. So, jy weet, as jy saam met Middelburg 'n pad wil stap en ons handvat en ons help vorentoe gaan, en ons graag vir daai besigheid en vir daai individue ietsie terugbesorg in die vorm van bemarking. Ek dink dis iets wat baie goed werk, is stelsels wat ek al baie goed geïmplementeer het op 'n redelike groot skaal. En as ons terugkom na Middelburg Country Club, ek dink ons is geseënd met baie mense wat betrokke is, baie borge wat reeds hier is. Ek wil dit net graag 'n bietjie streamline en ook bietjie meer teruggee vir daai persone. Sorry, I just want to say one more thing, is that I think we've spoken a lot about golf, but I think the other aspects of the club which are so wonderful is the pool and the tennis courts and the bowling greens and
there's paddle and squash. And I think those facilities Yeah. are incredible to have all that in one place. Absolutely. And that will bring the family in. You know, when we walk in the evenings and we see all the children playing on the courts, it's wonderful. Ja. And I can elaborate on that, Angela. Obviously, starting out and in my past 2 months, it's been a focus point to get staff and management and people on the facility to also focus on things outside of golf. It's very easy to just focus on golf in a facility like this. But yes, definitely going forward, you know, the tennis and the bowls and the swimming pool and the paddle and everything else over there is a focus point. We want to be more inclusive and also be seen as doing a bit more in those fields. And again, I think it's going to add to the community component that we're trying to bring in here, it will. definitely. And the family aspect that we're hoping to Yes. create. Baie dankie julle. Ek dink dit was nou lekker gesels en ek dink nou kan ons vir die publiek meer 'n idee gee van waarmee ons besig. En as jy nog getwyfel het of jy wil betrokke raak, praat met Billy, praat met my, praat met Paul, met enige van ons en raak betrokke. Ons sien uit na die pad vorentoe. Dankie julle. Dank je wel. Thanks, Angela. Billy, thanks.